Goeiedag almal, dit is Theo en dit is alweer Sondag aand tyd vir ons aandoordenking. Die Here roep vandag uit na elkeen van ons met 'n baie belangrike vraag. My kind, wat wil jy graag wees? Persoonlik glo ek dat die volgende gedeelte in die woord van die Here 'n gesprek is wat die Here met elkeen van ons wil voer. Deuteronomium 28 vers 1 wat die Here sê: as jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. Die vraag wat die Here ons vra, wil jy die hoogste wees, of wil jy maar net die onderlangs rondkruip? Maar kom ons kyk bietjie in diepte na hierdie vers. Wat sê die Here eintlik vir ons? Die woorde as jy is die enkele kragtige Hebreëse uitdrukking im, en dit is baie belangrik, want dit is die Here self wat hier met ons praat. Dis nie 'n dominerende waarskuwende uitroep nie, im, dis 'n hartsbegeerte van die Here, omdat ons welstand en voorspoed vir hom baie belangrik is. Dis 'n hartstogtelike uitnodiging, im, wat die Here aan elkeen van ons rig. Hy gaan verder en sê, as jy dan goed luister na die stem van die Here jou God. En hierdie woorde goed luister is die woord shama in Hebreëus wat beteken om intelligent, om beplant, oordeelkundig en profeties te luister. Met ander woorde, jy luister om iets daarmee te doen. En die uitdrukking na die stem van die Here jou God is in Hebreëus Kol Javeh Elohim, wat duidelik die hartsbegeerte van die Here vir ons uitspreek. Dit is so belangrik dat die Here self emosioneel uitroep, Shama, Kol Javeh Elohim. Die Here se hartsbegeerte vir jou is in 'n neutedop opgeteken in Jeremia 29 vers 11 tot 13. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande jou koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om jou 'n hoopvolle toekoms te gee. Kan jy die hartsbegeerte van God hier hoor? Hy gaan verder in hierdie vers en hy sê, dan sal jy by aanroep en heen gaan en tot my bid, en ek sal na jou luister. Wat 'n uitnodiging is dit nie? En as jy my soek, sê die Here, en jy sal my vind, as jy na my vra met jou hele hart. Hy gaan verder na die vers in Deuteronomium, as jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou. Dit is belangrik dat ons moet kyk na hierdie woorde sorgvuldig te hou. Dis die Hebreëse woorde shamar asa, wat beteken om iets baie belangrik te bewaar, om dit te bewaak, om dit op te pas, om dit jou eiendom te maak en dit die kompas van jou lewe te maak. Wat is hierdie iets wat baie belangrik is, wat ons moet bewaak en oppas en dit ook die kompas van ons lewe moet maak? Hy sê, as jy sorgvuldig hou al my gebooie. Weet, wanneer ons lees in die Bybel, veral in die Ou Testament, van die wet of gebooie of insettinge, dan staan ons eintlik so amper terug en sê, ag nee, wat dit is Ou Testamenties. Maar hierdie woord gebooie, om sorgvuldig te hou al sy gebooie, is mitzwa in Hebreëus, wat in hierdie konteks dui, luister mooi, dit dui op 'n konstitusie wat tot ons voordeel opgestel is deur die Here. Dit is sekere ordelike neergelegde reëls of voorskrifte wat gevolg moet word, sodat sekere magte en voordele tot jou beskikking gestel kan word. Want dit gee jou die mandaat om iets te doen en of om iets te ontvang. Kan jy sien, dis tot jou voordeel. Daarom vra die Here, my kind, wat wil jy wees of wat wil jy word? Hierdie is 'n mandaat direk van God aan ons en word omvat deur die woorde soos Deuteronomium 28 vers 2, en al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God. Nou die woord seëninge is beraka in Hebreëus, wat dui op alles wat emosioneel, fisies, geestelik
en materiële voordeel vir jou kan inhou. Met ander woorde, dit omvat jou hele wese as mens, waar jy jouself ook al mag bevind. Is die Here nie goed nie? Hierdie konstitusie wat die Here vir jou in gedagte het, hierdie seëninge wat die gevolg van die konstitusie is wat die Here vir jou in gedagte het, word opgesom in Deuteronomium 28 vers 11. En die Here sal die goeie aan jou oorvloedig gee. Ek glo die Here vra elkeen van ons weer eens hierdie vraag: my kind, wat wil jy graag wees? En dan Deuteronomium 30 vers 19. Kies dan die lewe, sê die Here, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Ag, ek weet, ek glo, ek is oortuig dat hierdie woord wat die Here vanaand aan ons gee, is uiters belangrik vir jou toekoms. Dis 'n profetiese woord uit die hart van die Here aan elkeen van ons. As jy, sê die Here, sorgvuldig luister. Here, dankie vir die bemoeienis met elkeen van ons. Amen.